Hey medemens, hoe gaan dit met jou? Die woorde hoe gaan dit met jou is woorde wat deel is van elke dag se bestaan. Dis woorde wat ek elke dag gebruik. Miskien op 'n e-pos, miskien in 'n WhatsApp boodskap, miskien wanneer ek iemand op straat raakloop, miskien tydens 'n oproep. Hoe dit ook al sê, dis woorde wat ek en jy elke dag gebruik. Maar vanoggend wil ons introspeksie doen om te vra, hoe gaan dit werklik met my? Want heel dikwels gebruik ons hierdie woorde en antwoord ons maklik, dit gaan goed. Heel moontlik omdat dit werklik goed gaan met jou. Baie maal omdat ek nie veilig genoeg voel om my weerbaar genoeg te maak om te kan deel dat dit dalk nie heeltemal werklik so goed gaan met my nie. Vanoggend vra ons die vraag, hoe gaan dit met jou? Maar ons vra ook, watter kriteria is daar in die Bybel om te bepaal, om my te help, om te sê, wanneer gaan dit werklik goed met my? Ons teksgedeelte vanoggend wat ons saam met mekaar lees, is Psalm hoofstuk 1. Psalm 1 sê, dit gaan goed met 'n mens wat nie luister na mense wat verkeerd doen nie, wat nie doen wat sondaars doen nie, wat nie sit en saamspan wanneer mense sit en spot nie. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê, 'n mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. So 'n mens sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome groei, 'n boom wat op die regte tyd vrugte dra en blare het wat altyd groen is. Dit gaan goed met die mens met alles wat hy doen. Maar dit gaan nie so met mense wat verkeerd doen nie. Mense wat verkeerd doen is soos kaf, die wind waai hulle weg. Daarom sal die mense wat verkeerd doen, die sondaars, nie kan kom by die Here, die regter nie. Daar waar mense wat reg doen by mekaar is nie. Ja, die Here gaan saam op die pad van die mense wat reg doen, maar die pad van mense wat verkeerd doen, bring hulle by die dood. Ons lees vanoggend net tot sover. So, vanoggend vra ons vir mekaar so, wat is die kriteria wat psalms ons gee, dat dit goed gaan met 'n mens? Want hierdie refrein, dit gaan goed met die mens wat? Verklink verskeie kere in die bestek van 150 psalms. En sou ons nie miskien 'n lyn kon trek tussen hierdie verskillende kriteria om te bepaal wat het ek nodig in my lewe dat dit werklik goed gaan met my nie. Die eerste kriteria vind ons amper aan die einde van die bestek van 150 psalms. Psalm 146 vers 5 sê, dit gaan goed met die een wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Nou, wanneer ek die woord die God van Jakob hoor, dan weet ek, maar ek het onmiddellik hier te doen met verbondstaal. Nou, as ek dink aan verbondstaal, dan gaan my gedagtes terug na die Ou Testament toe. God het 'n verbond gesluit het met Abraham, Isak en Jakob. Genesis 12 tot 17. God het hierdie kontrak kom maak met Abraham en sê, ek sal jou God wees. En jy het niks te doen om dit te verdien nie. Ek neem inisiatief in hierdie verbond. En dan sien ons maar, dis nie net 'n saak wat in die Ou Testament stop nie. O nee. Paulus stel hierdie saak op in Galasiërs hoofstuk 3. Dan trek hy die lyn dwars deur God se verbond van Abraham tot by Christus en selfs die nakommelinge van Christus. En dan sê hy vir hulle in Galasiërs 3 vers 29. Vir 'n gemeente wat bestaan hoofsaaklik uit mense wat nie Jode is nie. En as julle aan Christus behoort, is ook julle die erfgename van Abraham kragtens die belofte. Jy sien, as God begin om deur sy verbond met mense te handel, dan stop dit nie net in die Ou Testament nie, maar dit beskryf God se handeling reg deur die Bybel, dat God die inisiatief neem in mense se verlossing. En daarom, wanneer ons hoor dat Psalm 146 vers 5 sê, dit gaan goed met die persoon wie die God van Jakob as jou God het, dan hoor ons dat dit gaan goed met my wanneer God my God is.
wanneer ek een van sy regverdig is, in die taal van Psalm hoofstuk 1. Dit gaan goed met my, wanneer God my God is, dieselfde God, wat die verbondsgod is, wat homself openbaar het reg deur die Bybel. Die tweede kriteria wat ons nodig het, dat dit werklik goed gaan met my, vind ons in Psalm 32, vers 1 tot 2. En hierin lees ons dat dit gaan goed met die mens wie se sonde vergewe word. Nou, wat is sonde? Ons weet sonde is dit wat mense se verhouding met God kom stikkend maak, dit kom breek, dit kom versteur. Maar in die Nuwe Testament skryf Johannes in die eerste Johannesbrief vir ons dat in 1 Johannes 1 vers 9, dat hierdie sonde hoef nie finale sê oor my lewe te hê nie, o nee. As jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe jou sonde en reinig jou van alle ongeregtigheid. In die Nuwe Testament sien ons hoe God dan sonde vergewe op grond van Jesus se verlossing. So, ons kan vir mekaar vanoggend sê dat Psalm 32 vers 1 tot 2 kom sê vir ons, wanneer gaan dit werklik met my goed? Wanneer ek weet, my sonde is vergewe, daai skuld wat die sonde teweeggebring het, daardie ewige straf, ewige oordeel, wat sonde sou teweegbring, daardie sonde, wat skeiding maak tussen my en God, in my verhouding met God, wat dit kom stikkend breek, kom versteur het, daai sonde kan in Christus vergewe word, op grond van iets wat ek doen, o nee, maar op grond van wat Christus reeds gedoen het, op grond van wie ek is, o nee, maar op grond van dit wie Christus sê, hy is, kan my sonde vergewe word. En as my sonde in Christus vergewe is, wanneer ek weergebore is, wanneer ek skoon gewas is, wanneer ek deel gekry het aan hierdie nuwe lewe, dan kan ek sê, dit gaan voorwaar goed met my. Maar daar is nog 'n kriteria. Die kriteria vind ons in Psalm 65 vers 5, wat sê, dit gaan goed met die mens vir wie u uitgekies het. Nou, wanneer ons hierdie woorde hoor, dan hoor ons weer verbondstaal. In die Ou Testament hoor ons dat God het sy volk uitgekies as sy verbondsvolk. Hulle is sy uitverkorenes. Wanneer God hierdie verbond met Abraham gesluit het, dan sien ons hoe ons die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob ontmoet en die storie wat eindig by Josef, een van Jakob se seuns in Genesis. Baie tyd verloop en dan ontmoet ons die selfde nageslag van Abraham daar in Egipte, waar hulle slawe geword het. God bevry hulle en in Eksodus 20 bevestig hy aan hulle, ek is die Here julle God, die een wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. So God bevry nie net hierdie mense wanneer hy hulle hulpgeroep hoor nie, maar hy maak van hulle sy eie volk. En nou in die Nuwe Testament hoor ons dat iemand soos Petrus kom sê in 1 Petrus 1 vers 1, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Nou, in die Nuwe Testament sien ons dieselfde tipe taal ook heel dikwels by Paulus weer klink. Dat in die Nuwe Testament is dit nie slegs net die spesifieke groep mense wat deur God uitgekies is nie, maar ons onthou die woorde van Jesus daar in Matteus 28 vers 20 toe hy vir hulle gesê het, gaan na al die nasies toe, let op die meervoud en maak die mense my disippels. Ons onthou die einste Petrus se woorde soos Handelinge dit vir ons neerskryf, waar hy gesê het in Handelinge 10 vers 34, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar hy het die mense aanneem uit enige volk en taal, wat hom vereer en doen wat reg is. In die Nuwe Testament sien ons, dat as ek in Christus is, kyk ek in die spieël en sien ek, maar ek is nou deel van God se groter volk, mense wat uitgekies is in die taal van die Ou Testament. En op grond van Christus se verdienste, nooit my eie nie, kry ek plek by God, want hy maak die deur vir my na God toe oop. Dan is daar nog 'n kriteria, Psalm 65 vers 5 sê, ek het ook plek in sy kerk. So wanneer ons dan hoor, wat sê hierdie woorde vir ons? Dan sê dit vir my, as ek deel is in Christus,
is ek nie net 'n gelowige op my eie nie, maar ek het plek in God se groter kerk, in sy familie. Maar dan is daar 'n vierde kriteria. Die vierde kriteria vind ons in Psalm 84 vers 13, wat sê, dit gaan goed met die een vir wie u huis 'n tuiste is. Nou, die Psalm skets hier die Here as die Almagtige, die koning, wie se lof besing word. Waar word dit besing? Dit word besing in die huis van die Here. En wanneer ons hierdie godsbeeld voor oë hou, dan hoor ons dat God is die Almagtige, hy is die koning, wie se lof besing word. Maar in die Nuwe Testament hoor ons dat ons het ook die opdrag om God se lof te besing. Paulus weerklink dit in Efesiërs 5 vers 19 tot 20, wanneer hy sê, sing onder mekaar psalms, gesange en lofliedere tot eer van God. Vir die Nuwe Testament gelowige, deel van die kerk, het dan ook die opdrag om God se grootheid te kan besing. Nie net op my eie nie, maar as deel van die kerk. So, wanneer ek sê, wanneer gaan dit werklik goed met my? Wanneer ek besig is om God se lof te besing, saam met ander medegelowiges. Maar dan nog 'n vyfde kriteria. Dit vind ons in ons geleesde teksgedeelte Psalm 1 vers 2. Met wie gaan dit goed? Die een wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Jy sien, die Psalm kontrasteer die regverdige teenoor die goddelose as die een wat sy woord dag en nag oordink. Maar in die Nuwe Testament in Hebreërs hoor ons dat ons moet om hierdie rede vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdryf nie. Jy sien, wanneer ek en jy onsself volmaak met die woord van die Here, dan gee dit my woordeskat oor hoe ek myself in die Here kan verbly. As ek die taal van die Bybel het as ek hierdie woorde het, dan gebruik ek dit nie slegs om God se lof te besing nie, maar ek gebruik dit om myself in die Here te verbly. En ek gebruik dit om myself in die woord van die Here te verdiep, om dit dag en nag te oordink. So Psalm 84 vers 13 kom sê vir my, dit gaan goed met die mens wat die woord van die Here prioritiseer in my lewe. Dan gaan dit goed met my. 'n sesde en laaste kriteria, Psalm 41 vers 2. Dit gaan goed met die mens wat na die swakkes omsien. Die Psalm sê dit gaan goed met mense se ook die wat swak is, weerbaar is, arm is, help of bystaan of ondersteun. Jy sien, dit gaan goed met my ook wanneer ek verder kyk as my eie behoeftes. In die Nuwe Testament skryf Lukas in 3 vers 11, wie 2 kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie. Wie voedsel het, moet dieselfde doen. Jy sien die uitnodiging van die Nuwe Testament is die refrein om my kroon vir 'n voorskoot te kom verruil, om aan te meld vir diens in die koninkryk van God. Die uitnodiging om weier te kyk as my behoeftes en te kyk maar waar kan ek dan eerder iemand anders dien om op so 'n manier ook iets van God se koninkryk vir hulle te kan sigbaar maak. So wanneer Psalm 41 vers 2 sê dit gaan goed met 'n mens, dan sien ons die kriteria daarvoor is om ook aan te meld vir diens. So kom ons vat dit saam. Wat is die kriteria volgens Psalms? Wanneer gaan dit werklik goed met my? Dit gaan werklik goed met my wanneer ek kan sê maar God is my God. Dat ek kan sê my sonde is vergewe. Ek het plek in God se koninkryk. Ek kan God se lof besing. Ek wil die wil en die woord van die Here prioritiseer en ek wil ander graag dien. Psalm 1 sê vir ons vanoggend, dit gaan goed met 'n mens. Kom ons kyk weer na ons teksgedeelte. Dit gaan goed met 'n mens wat nie luister na mense wat verkeerd doen nie. Wat sondaars doen nie en wat nie saam spot wanneer mense sit en spot nie. Dit gaan goed met 'n mens wat lief is vir wat die Here sê. 'n Mens wat elke dag en nag dink aan wat die Here sê. So 'n mens sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome groei, 'n boom wat vrugte dra op die regte tyd. En blare het wat altyd groen is. Dit gaan goed met net alles wat hy doen, maar dit gaan nie so met mense wat verkeerd doen nie. Mense wat verkeerd doen is soos kaf, die wind waai hulle weg. Daarom sal die mense wat verkeerd doen, die sondaars, nie kan
kom by die Here, die regter nie. Daar waar mense wat reg doen, by mekaar is nie. Ja, die Here gaan saam op die pad van die mense wat reg doen, maar die pad van mense wat verkeerd doen, dit bring hulle by die dood. So, ek wil dit vanoggend illustreer aan die hand van die volgende beeld, gebruik aan die metafoor van 'n plant. Want jy sien, as ek en jy so 'n plant ontvang as 'n geskenk, dan het ons een van twee opsies. Ek kan dit versorg, ek kan dit kunsmis gee, ek kan sorg dat dit genoeg water en sondig kry, of ek kan dit verwaarloos deur dit te ignoreer. Wanneer ek dit versorg, kan dit groei. Wanneer ek dit verwaarloos, kan dit waarskynlik doodgaan. Maar kan ons nie dieselfde begrippe toepas op die Bybel, die woord van God nie? Wanneer ons teksdeel vanoggend vir ons sê, dit gaan goed met die mens wat sy vreugde in die woord van die Here vind, dit dag en nag oordink nie. Jy sien, dan bring dit my ook voor 'n keuse. Wat doen ek in my lewe? Wat prioritiseer ek? Prioritiseer ek werklik dit om my dag en nag vol te maak met die woord van die Here? Of gebeur dit dalk in jou lewe sonder dat jy dit beplan, sonder dat jy dit bedoel, dat jy miskien per ongeluk die woord van die Here begin verwaarloos het nie? Want jy sien, die vrug in my lewe word sigbaar dat God my God is, my sonde vergewe is, ek plek het in God se kerk, ek sy lof besing, ek die wil van die Here prioritiseer en ander wil dien. Wanneer ek my lewe volmaak met die woord van die Here, dan sou hierdie die vrug wees wat mense in my lewe sou sien, dat my lewe vol is van die woord van die Here. Maar as jy vanoggend in die spieël moes kyk en die vraag moes vra aan jouself, waarmee ons titelskyfie begin het. Hy medemens, hoe gaan dit regtig met jou? Wanneer jy vanoggend in die spieël sou moes kyk en jy vir jouself moes vra aan die hand van hierdie 6 kriteria. Aan die hand van die 6 kriteria. Waar staan jy vanoggend? Wat geniet werklik die eerste plek in my lewe? Leef ek werklik soos iemand wat weergebore is? Hoe leef ek saam met my geloofsgemeenskap? Is ek betrokke of het ek dalk miskien maar weggeraak? Watter woorde weer klink op my lippe? Net woorde oor ekonomie, politiek, sport, of werklik woorde oor wie Christus is? Verlang ek nog werklik na heiligmaking? Of hinker ek net terug na my ou sondige begeertes? En waar gebruik ek die kans om ander te dien? Of leef ek maar net dalk vir myself? Jy sien, daar is 'n uitnodiging aan my en jou. Die uitnodiging is dat God jou God kan wees, dat God jou sonde wil vergewe, dat daar vir jou plek is in God se kerk, dat ook jy God se lof kan besing, dat jy die wil van God kan prioritiseer en dat jy ander kan dien. En daar is 'n belofte daarby, 'n psalm wat ons in Psalm 1 egter vind. Psalm 1 sê vir ons dat die Here lei regverdig op sy pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. Jy sien, die belofte wat ek en jy het, wat aan God behoort, is dat ek daarin kan vashou as 'n regverdige, dat God my ken. Ja, omdat hy my regverdig verklaar het, dat God my onthou, dat God nie van my vergeet nie, dat God my lei, en dat hy die een is wat my regverdig verklaar. So, omdat God my ken, my onthou, my lei, kan ek weet tot wanneer hy weer kom. Onthou hy my, hy ken my, hy lei my, en sy genade vir my genoeg, want ek is deur hom regverdig verklaar. Ek is nie alleen nie. So, miskien 'n praktiese wenk. Wanneer jy die Bybel lees, skryf vir jouself 3 dinge neer. Wat vertel die Bybelteks vir jou oor wat is God se karakter? Wat is my identiteit in hom en hoe kan ek volgens sy wil leef? As jy wil, waag dit selfs om 'n dagboek te hou hiervan en jy gaan verras wees oor watter nuwe taal ontdek jy wat vir jou 'n nuwe wêreld oopmaak oor wie God is, wat jou identiteit in hom is en hoe jy volgens sy wil kan leef. So vanoggend vra ek vir jou, hy medemens, hoe gaan dit met jou? En ek wil afsluit met die woorde, 'n aanhaling uit die 3de Johannesbrief, hoofstuk 1 vers 2,
wat sê, mag dit in alle opsigte met jou so goed gaan, as wat dit geestelik met jou gaan. Amen.